Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 26ste November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif sê vandag: lyfstraf vir gevangenes in tronke kry teenstand. Nuushooftrekke vir vandag: SA gee leisels oor aan FSA G20 beraad. Lyfstraf in tronke kry teenstand. Louis Liebenberg se verhoor eers in Oktober 2026. Pitbull val 18 maande oue baba in Geberre aan. Johan Goosen maak binnekort klaar met rugby. Blitsbokke speel Saterdag teen Argentinië, Frankryk en Fiji in Sevens rugby. Die minister van korrektiewe dienste se voorstel dat die debat oor lyfstraf heropen word om die oorbevolkingskrisis in tronke te help oplos, kry die wind van voor in die parlement. Die DA het gistermiddag na die sitting in 'n verklaring Groenewald beskuldig van die ondermyning van die grondwet. Gomotso Ramoboleng, kommissievoorsitter, het gesê die lyfstrafvoorstel is gister bespreek omdat LPS Groenewald se denkrigting daaroor wou verstaan. Hy het die voorstel aanvanklik op 1 Julie gemaak toe hy die departement se begrotingsrede in die parlement gelewer het. Groenewald sê hy het met die voorstel aanvanklik net bedoel dat hy graag die debat wou heropen om veral die publiek se mening daaroor te kry. Hy het uitdruklik gestel dat daar gedebatteer moes word oor lyfstraf veral minderjariges wat weens geringe oortredings soos winkeldiefstal in hegtenis geneem word en dan vir 3 maande verhoorwagtend in 'n tronk aangehou word en daaraan verkrachting en aanranding blootgestel word. My vraag is, wat is onmensliker, lyfstraf opgelê deur die hof of daardie tronkomstandighede waarna ek verwys het? Groenewald sê tot 99% van die mense op sosiale media het in die maand na sy aanvanklike voorstel lyfstraf ondersteun. Mzwanele Sekopo, 'n ANC-LP het gesê, hy seker Groenewald is bewus daarvan dat hy iets voorstel wat onwettig is. Lyfstraf is onwettig in gevolge wet van 1997. Dit is in 1996 in skole afgeskaf en in 1997 spesifiek vir die regbank. Karel Nieuws, 'n EFF-LP, het Groenewald daarvan beskuldig dat hy met hierdie voorstel teruggryp na ou gewelddadige en wrede apartheidstelsel. Groenewald het in reaksie op die LP se kritiek gesê, hulle verteenwoordig gewone burgers in die parlement. Suid-Afrika het die presidentskap van die G20 gister aan Amerika oorhandig met adjunkt-president Paul Mashatile, wat op 'n ander geleentheid gesê het, Suid-Afrika wil as 'n soewereine land met president Donald Trump en Amerika sake doen en nie as 'n Amerikaanse marionetstaat nie. Amerika word amptelik op 1 Desember die nuwe president van die G20 in die plek van Suid-Afrika en Brittanje 2027 se president op die leierskap dien. Mashatile sê Amerika kan egter nie met eensydige handelstariewe en ander maatreëls vorendag kom nie. Volgens hom sal Suid-Afrika met ander lande handel dryf as Amerika nie sake met hierdie land wil doen nie. Hoewel Amerika nie hier by die leidersberaad was nie, was ander wêreldleiers hier gewees. As mens daarom na die fermheid van Suid-Afrika wil kyk na die G20, dan sal 'n mens sien en dankie aan die president dat hy ons behoorlik gelei het Mashatile gesê. As die FSA oor handel met ons wil praat, is ons oop daarvoor. Ons sal 'n afvaardiging na Washington stuur, maar ons kan nie geboelie word nie, het Mashatile aan die media bekend gemaak. Louis Liebenberg het weer vlugtig in die Landdroshof in Bronkhorstspruit verskyn en na die verrigtinge met die media gesels. Louis het saam met sy vrou Daisy en 6 van hulle medebeskuldigdes verskyn in verband met die beweerde diamantpakkie bedrogskema Forever Diamonds and Gold, die FDG, waar meer as 40.000 mense gesamentlik miljarde rande belê het. Hulle verhoor sal na verwagting in Oktober 2026 begin. Volgens hom kon hy nie of Daisy onlangs met hulle onderskeie dogters, Marita en Lumay, praat op hulle verjaarsdag nie. Daisy kon al vir 2 maande nie gebel het nie. Is dit verhoorwagtend, het hy gevra. Die diskriminasie teen ons is net verskriklik, het Liebenberg aan die media gesê. Hy het daarna uitgevaar teen sy omstandighede in die gevangenis en gesê, gevangenis noem hom 'n nar agter tralies. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, moet my kom besoek, het hy gesê. Die egpaar kon op 15 Oktober hulle 3de huweliksherdenking glad nie met mekaar gepraat het nie. 'n Ondersteuner van Daisy in die gevangenis wat haar besoek het gesê, hy meen Daisy word agter tralies mishandel, omdat sy glo niemand mag bel nie. Louis word in die C-Max afdeling van die Gosomamphoro 2 gevangenis in Pretoria aangehou en Daisy in die nabygeleë Atteridge gevangenis. Die Liebenberg egpaar se medebeskuldigdes, wat almal saam op borgtog vrygelaat is, was reeds vroeg by die hof gewees. Louis is tans 53ste op die Weskoppie waglys en sal weer op 10 Desember alleen in die hof moet verskyn. Al die beskuldigdes sal weer op 13 Februarie 2026 saam in die hof verskyn.
Gister is voorlopig bepaal dat die verhoor in Oktober 2026 gehou sal word en sowat 'n maand sal duur. Dierewelsynsbeamptes pleit opnuut by voornemende honde-eienaars om honderasse deeglik na te vors en te verstaan hoe om hulle verantwoordelik te hanteer. Die pleidooi volg nadat 'n 18 maande oue seentjie deur die gesin se pitbull in Kabarre aangeval is. Die voorval het maandag aand gebeur toe die 4-jarige ongekastreerde pitbull die kind in die erf aangeval het. Kort daarna het die polisie Rademeier gekontak en verwittig dat die kind hospitaal toegeneem is en haar versoek om die hond te verwyder. Die koerant het verneem die kleuter is steeds in 'n hoë sorgeenheid met beserings aan sy gesig. Die gesin wou gister nog nie oor die voorval gepraat het nie. Dis belangrik om werklik te weet wat rassebehoeftes is, het sy gesê. Mense wil sterk honde hê, maar die vraag is hoe goed ken hulle die honderras wat hulle wil hê. Sommige dink om 'n hond vas te ketting of toe te sluit is 'n oplossing, maar dit vererg dinge, het sy gesê. Die hond sal nou volgens Rademeier van kant gemaak moet word. In 2024 is een vrou gemiddeld elke 10 minute iewers in die wêreld deur iemand na haar vermoor, so die Verenigde Nasies maandag gewaarsku. 'n Verslag van die VN se kantoor vir dwelms en misdaad en die vrouekantoor toon dat sowat 50.000 vroue en meisies in 2024 deur hulle lewensmaat of familielede vermoor is. Dit kom neer op 137 vroue per dag of ongeveer 1 elke 10 minute. Hoewel dit effens laer is as in 2023, beteken dit nie noodwendig dat die omstandighede vir hulle verbeter het nie. Die moord op vroue bly wyd versprei en die huis is steeds die gevaarlikste plek vir vroue en meisies wanneer by die risiko van moord gekom het. Alle wêreldstreke het gevalle aangemeld, maar Afrika het weer die hoogste dodetal gehad, sowat 22.000 slagoffers in 2024. Hierdie mishandeling kan begin met beheer, intimidasie en selfs aanlyn tuistering. Die verslag waarsku ook dat verskeie vorme van geweld moontlik gemaak word, soos die deel van intieme beeldmateriaal en persoonlike inligting sonder die toestemming en diepte vervalsingsvideo's. Strenger wette is nodig wat geweld aanlyn en in persoon ernstig opneem. 'n Groep inwoners wat deel was van 'n betoging by die N2 naby Tonhill in die Oos-Kaap vir etlike ure gesluit het en waar tydens R50.000 se skade aan infrastrukture aangerig is effektief 15 jaar tronkstraf opgelê. Die landdros het gesê die sterk boodskap moet in hierdie saak uitgestuur word dat geweld en skade aan infrastruktuur en betogings nie geduld sal word nie. Die aanklagte spruit uit 'n gemeenskapsbetoging in Maart 2018 toe inwoners van Tonhill, 'n dorpie tussen Kabarre en Jeffreys Bay vir dienslewering betoog het. Groot skades in verskeie distrikte in die Noord-Vrystaat aangerig toe 'n tornado en 'n kwaai hailstorm maandag verwoesting gesaai het. Die haal het maandag omstreeks 1300 uur in 'n laag van so 20 cm diep gelê op 'n plaas tussen Botawil en Kroonstad. Daar het in 25 minute tot 44 mm reën saam met die hailstorm geval. Die plaas het tot 10 November goeie reëns gehad, maar daaraan het die storms begin skade aanrig. 'n Tornado het ook maandag omstreeks 1500 uur sowat 200 km verder oos deur die Heilbron distrik beweeg. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het bevestig daar is maandag tussen 15 en 1600 uur 'n tornado in Heilbron waargeneem. Die weerdiens het die tornado as 'n EF0 tornado geklassifiseer. Dis die swakste kategorie op 'n gevorderde Fujita-skaal met 'n geskatte windspoed van tussen 105 km/h tot 137 km/h. Die weerdiens het ook 'n waarskuwing uitgereik dat daar vir die res van die week 'n moontlikheid van geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie in hierdie provinsie sal wees. 'n Tornado het 3 weke gelede ook skade in Rosendal en buite Bethlehem aangerig. Kort daarna is 'n groot tornado ook in Harrismith waargeneem. Afgevaardigdes van Vietnam is tydens die G20 leiersberaad by die Sandton City winkelsentrum in Sandton, Johannesburg beroof. Volgens Panyaso Lesufi het hulle verwag dat daar voorvalle van misdaad sou wees, want alle Suid-Afrikaners sal Suid-Afrikaners wees, het hy gesê. Hy het gesê die afgevaardigdes van Vietnam se selfone en ander besittings is gesteel. Die voorval het gebeur terwyl die afgevaardigdes inkopies by die Checkers sentrum gedoen het. Die stelsel wat ons op plek gesit het verseker dat 4 verdagtes binne 4 ure vasgetrek is, so het Lesufi aan die media gesê. Lesufi was gister vol lof van die polisie wat die veiligheid van die afgevaardigdes by die G20 leiersberaad verseker het. Volgens hom het hulle baie goeie terugvoering van verskeie lande se verteenwoordigers gekry. Die polisie in Gauteng het sowat 17 miljoen rand bestee om die G20 leiersberaad te beveilig. Dit sluit koste in wat verband hou met oortyd en brandstof vir voertuie. Die polisie in Gauteng het tussen 17 en 20 November 1799 mense in hegtenis geneem. Van hierdie sake wat in die tyd aangemeld is, sluit in verkrachting, aanranding, poging tot moord en moorde.
Shoe City se teenwoordigheid in die Suid-Afrikaanse kleinhandelbedryf gaan verdwyn. Die besluit is deel van die groep se strategie om sterker op handelsmerke te fokus en hulpbronne meer doeltreffend aan te wen. Volgens Pepkor se strategiese hoof was daar geen aanduidings dat Shoe City se bedrywighede sal verbeter nie. Pepkor se syfers toon Shoe City se verkope die afgelope boekjaar met 8,6% gedaal en dat hy 'n verlies van R53 miljoen gelei het. Hierdie kettingwinkel se bruto winsmarge was 230 basispunte, laer as die groep se gemiddelde syfer wat verdere druk op winsgewendheid geplaas het. Shoe City het teen einde 113 winkels in die land gehad. Volgens die plan sal 60 winkels gesluit word, terwyl 53 by ander handelsname ingelyf sal word, veral Dans en Tekkie Towns. Johan Goosen kan binnekort sy uittrede uit rugby aankondig. Hy sukkel tans met 'n kuitbesering, die jongste in 'n ritsbeserings wat hom deur sy loopbaan getuister het. Die 33-jarige Goosen het tussen 8 September 2012 en 26 November 2016 in 13 toetse vir die Springbokke gespeel. Hierdie boerling van Burgersdorp het in 2 toetse die nommer 10 trui gedra en in 16 nommer 15 trui en die res as 'n plaasvervanger. Goosen, 'n oud-leerling van Grey College in Bloemfontein, het die Franse titel in 2016 saam met Racing 9-2 gewen. Hy was toe ook die top 14 speler van die jaar gewees. Hy het eers in 2018 tot die speelveld teruggekeer toe hy vir die Cheetahs uitgedraf het. Die 27-jarige Rico Duarte is 'n lid van die nasionale 7-span, se groep wat Saterdag en Sondag aan die Dubai toernooi deelneem. Duarte, wat in die besemposisie of sweeperdiens doen, het goeie herinneringe aan die Verenigde Emirate. Aan die einde van daardie seisoen is hy vereer met die 7-reeks se toekenning as nuweling van die jaar. Hierdie buksie sal dit spesiaal wees en nie na hierdie seisoen as die 7-speler van die jaar aangewys word. My fokus is egter nie op individuele toekennings nie, maar op die spansin. Die Blitse pak Saterdag vir Frankryk, Fiji en Argentinië in die 7s toernooi. Michael Vaughan, voormalige kaptein van Engeland se toetsspan, is behoorlik die Josie in en het Engeland se cricketspan as amateuragtig beskryf na hy 'n guldige geleentheid verspeel het om waardevolle oefening in 'n 2-daagse pinkbal opwarmingswedstryd te kry voor die tweede toets in die reeks om die as op 4 Desember in Brisbane gaan begin. Jacob Bethel, Matthew Potts en Josh Tang is die enigste 3 spelers van hierdie Engelse toetsgroep wat wel in die opwarmingswedstryde gaan speel. Mitchell Starc is absoluut geniaal daarmee is gesê. Ek kan eenvoudig nie verstaan hoekom hulle nie wil speel nie. Dit kan ons net tot jou voordeel strek. Australië is meesterlik in pinkbal toetse en het slegs 1 uit 14 middelaand toetse verloor. Die voormalige Formule 1 renjaer Mick Schumacher gaan in 2026 by die RRL span vir die NTT IndyCar reeks aansluit. Die 26-jarige Schumacher, seun van die 7-malige Formule 1 wêreldkampioen Michael Schumacher, het op 13 Oktober toetse vir RLL op die Indianapolis Motor Speedway renbaan voltooi. Schumacher, 'n Sweedsgebore Duitser, het van 2021 tot 2022 in 43 F1 wedrenne vir Haas weggespring. Hy het in 2024 na die FIA se wêreldveldrenreeks geskuif en 3 podiumplekke in 16 wedrenne behaal. Hy het in 2020 die FIA se Formule 2 kampioenskap gewen en die Europese F3 titel in 2018. Ek is verheug om vir RLL te jag. Ek glo ek kan tot 'n goeie vennootskap bydra, het Schumacher aan die media gesê. Die nuwe generasie van Suid-Afrikaanse golf sal volgende week by Sunset in die Nedbank uitdagtoernooi aantree. Die organiseerders van hierdie toernooi het gister aangekondig, Christo Lambrecht het 'n spesiale uitnodiging van Gary Player gasheer ontvang. Player se uitnodigingsspan, die kroon op al 'n suksesvolle jaar vir Lambrecht. Hy sê om by Sunset deel te neem is 'n droom wat verwesenlik gaan word. Ek het as 'n seun elke jaar die toernooi gevolg en nog altyd die begeerte gehad om daaraan te speel, het hy gesê. Dit was 'n plesier om vanjaar te sien hoe hard hy gewerk het om vir die PGA reeks te kwalifiseer. Ek het ongelooflike respek vir spelers met sulke toewyding en deursettende vermoë, het Player gesê. Die voormalige Ierland losvoorspeler Steven Ferris sê nadat hy Ierland se nederlaag met 13 teenoor 24 teen die Springbokke gesien gebeur het, voel hy rugby is weens die standaard van skeieregters gebreek. Matthew Carley, die skeieregter die afgelope Saterdag, het Ierland 5 geel kaarte gegee in 'n toets wat meer as 2 ure geduur het. Wêreldrugby moet 'n manier vind om te verhinder dat 'n wedstryd 132 minute lank is, het hy gesê. India op 27-2 benodig vandag op die 5de en laaste dag van die tweede en laaste toets 'n bykans onmoontlike 522 lopies om te wen. Suid-Afrika het gister, toe hy op 260-5 is, tweede beurt gesluit verklaar, die Indiërs afhanklike wenteiken van 549 lopies gestel. Sommige meen Suid-Afrika het gister te lank gekolf en om met te min tyd gelaat om India vir die tweede keer ook uit te bul. Tristan Staps op 94
sê hy het 40 minute na middagete gehad om nog aan te hou kolf. Hy sê die boubeurt waarin die draaier Ravindra Jadeja 4 vir 62 omgebou het, as die laaste een voor die beurt gesluit sal word. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. U kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Weerberig vir die streek, Messina 2029, Polokwane 1427, Lephalale 1730, Mbombela 1530, Mahikeng 1730, Pretoria 1529, Johannesburg 1527, Ermelo 1022, Galagadi 2537, Gaborone 1932, Richards Bay 1835, Pietermaritzburg 1433, Durban 1728, Port St. John's 1628, Pongola 1833, Maputo 2034, Bethlehem 1027, Bloemfontein 1632, Allewal Noord 1732, Welkom 1731, Vryburg 1933, Kimberley 1935, Appington 2437, Prieska 2238, Springbok 1833, Karasburg 2238, Keetmanshoop 2338, Mariental 2438, Alexanderbaai 1521, Brandvlei 2237, Loederitsbaai 1425, Vredendal 1532, Kaapstad 1823, Sutherland 1530, George 1523, Jeffreys Bay 1734, Cabarra 1537, Grafreinet 1636, Kaapogillas 1724, De Aar 2034, Multino 1327, Beaufort West 1938, Oos-London 1436. Die markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.26 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.13, die euro verhandel teen R19.96, 'n pond kos R22.74, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $50.84 Amerikaanse sent, platinum kos $1,537, palladium kos $1,388, goud per fyn ons is $4,124, Brent olie per vat is $63.37 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: geluk is die geheim vir alle mooiheid. Daar is geen mooiheid sonder geluk nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.